Goeiemôre vriende, dit is vandag Dinsdag die 4de Maart 2025. Mag dit vir julle 'n wonderlike dag wees. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Heilige Gees, baie dankie dat U vir ons verdra hier op aarde. O Vader God, U wat die almagtige God is. Here, ons dink maar in terme van wêreldse terme. Here, maar U is die God van die heelal. O Heilige Gees, U is die Gees van die lewende God wat die heelal vul. Ons verstand is te plat om dit te verstaan, dat U Christus is, dat U drie is, dat U een is te gelyk. Ons kan dit nie verstaan nie, Here, want ons is mense. Ons aarde is nouliks 'n spikkeltjie in die melkwegstelsel. Here, ons kom bely, ons weet nie wie U is nie. Here, ons kom bely dat ons arrogant is, dat ons vir U wil voorskryf, dat ons sommer besluit om nie te luister nie. En Here, so kan ons aangaan. O Heilige Gees, dankie dat U enigstens bemoeienis maak met ons. Dat U enigstens 'n pad stap met ons. Here, dankie daarvoor. Dankie vir U liefde en U nabyheid. Dankie waar ons besig is om in lydenstyd in te beweeg, dat ons kan bewus wees van U ongelooflike, wonderlike liefde. Maak ons intens in hierdie tyd, in hierdie lydenstyd bewus daarvan. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou vriende, julle ken al van my in die tyd. Partykeer wil ek 3 verse doen of 3 goeters en dan staan jy stil by een en dan is hy so diep en dan wil jy nou nie gaan staan en nog 'n klomp ander gedagtes ook bysit nie, né? So ek wil vandag sommer hierso aangaan by die gedeelte waar ons gelees het. En mens vind vreugde daarin as hy die antwoord het, wat is beter as die regte woord op die regte tyd. Nou, ons het 'n bietjie daaroor gepraat. Dan vers 26, die Here het 'n afskie van bose planne. Dit is altyd, dit het amper niks met die volgende gedeelte te doen nie, né? Maar hy sê ons so die Here het 'n afskie aan bose planne. Ek dink dis 'n given. En dan kom sê hy die volgende woord. Aangename woorde is vir hom aanneemlik. Aangename woorde is vir hom aanneemlik. Nou vriende, ek is so 'n bietjie op Donald Trump se keus op hierdie stadium. Ek het dit Sondag ook gesê. Kyk vriende, mense kan praat oor strategie en dat hy strategies goed gedoen het. Maar op 'n menslike vlak is wat hy gedoen het, vriende, met die onderhoud met Zelensky, hy en sy 2IB waans, net onaanvaarbaar. En nommer 1 sê Amerika, hy's 'n Christelike land. En dit is die groot ding, vriende, wanneer jy begin, sê jy's 'n Christelike land, wanneer al die charismatiese kerke daar in die Bybelbelt vir Trump ondersteun, dan is jy ongelukkig besig om iets van God en van Jesus Christus uit te dra. So jy kan nie op die rug van Christendom ry en dan doen jy net wat jy wil hê. Of dit nou strategies is nie, vriende, jy's of 'n Christen en jy doen goed reg of jy's nie 'n Christen. Baie pleine. En die dilemma is wat ons dan probeer sê is, ja, maar man, jy moet dan nou dink, nee vriende. Jy sien die dilemma daarmee is, as ons dit begin doen, dan is enigiets, kan vlieg enigiets. Want ons kan met elke ding wat ons doen, kan ons regverdig, met elke ding wat ons doen, kan ons sê, ja, maar jy weet nou nie. Nee vriende, dit tel nie. Jy sien wat Jesus sê, hy sê, en dit is hierdie lydensweg, dit is hierdie lydenstyd waar hy ingaan, hy sê, weet jy, as jy my dien, as jy my wil volg, verloon jouself, neem jou kruis op en volg my. Sien, daar's nie 'n as en 'n maar nie. Vriende, wanneer ek en jy ons uitmaak as 'n Christen soos Trump,
dan moet jy dit reflekteer. Dan reflekteer jy nie vir die wêreld om te sien, ek het amper nou sê ek 'n lelike woord, nee. Wat se tipe mens jy is wanneer jy doen wat jy gedoen het op daardie onderhoud wat hy met Zelensky gehad het. Dan leef jy jou Christenskap uit. Dan leef jy jou Christus, jy het juis 'n wêreld gehoor hierso. 'n Wêreld gehoor wat na jou kyk. Dit is 'n geleentheid waar jy ongelooflike wonderlike werke doen. Maar wanneer jy so optree soos jy daar optree, trek jy 'n streep deur alles. Dit gaan nie oor strategie nie. Jy kon daai onderhoud kon hulle ongelooflik mooi hanteer het. Maar dit het gegaan oor me en me. Aangename woorde is vir die Here aanneemlik. Onaangename, kwetsende woorde, afbreekende woorde, afknouende woorde, veragtelike woorde is vir die Here nie aanneemlik nie. En vriende, kan ons ongelukkig vir niemand opkom en dan vir daai persoon sê ja maar nee, ons kan nie. Ergens moet ons strepe trek in hierdie lewe, want vriende, dan mag jy 'n ou maar 'n harde klap gee, dan mag jy 'n ou maar so halfpad doodslaan, want ag, maar dit is, jy sien, ons begin op 'n glybaan hardloop as ons sê, ja maar dis strategies, ja, ons kan nie dit doen nie. Jy sien, of jy volg Jesus 100% of jy volg hom nie. Daarom sê is die Bybel baie duidelik, of jy's warm of jy's koud, as jy lou is, spoeg jy uit jou mond uit, stel nie belang nie. Jy sien, ons aanbid vir koning Jesus. En dan buig elke ou, maak nie saak wat se president van wat se land jy is nie, of wat se persoon jy, dan buig jy jou knie voor die koning van die heelal. Jy's nie die koning nie. Dan luister jy, en miskien moet Trump weer 'n bietjie na sy Bybel gaan kyk wat daar staan. Hoe moet jy optree as 'n kind van die Here? En vriende, dis natuurlik van ons almal van toepassing. Hoe tree ons op? Hoe sien mense vir Jesus in ons? Of is ons besig om die Jesus heeltyd te verloor? Aangename woorde is vir God aanneemlik. 'n regverdige mens dink voor hy antwoord. 'n regverdige mens, vers 28, dink voor hy antwoord. Daar was geen denke daarby betrokke nie. Strategie of nie strategie nie. So swak, uiters swak, teleurstellende optrede wat ek van 'n wêreldleier gesien het, wat ek eintlik nie meer beskou as 'n wêreldleier nie. Kom ons bid maar vir ons wêreld, kom ons bid maar, vriende, vir die leierskap in hierdie wêreld. Ek dink ons is op 'n baie sleg punt in die wêreld se geskiedenis op hierdie stadium. En met leierskap, vriende, dis maar sleg oral, hoor. As maar min leiers. Kom ons bid dat die Here regtig leiers sal laat opstaan, ook in ons eie land. Wanneer jy 'n regte leier sien, vriende, jy herken hom uit 'n skare uit. Dis 'n ander tipe mens. Hy's net anders. Kom ons bid vir die Here vir regte Christelike leiers wat Jesus uitstraal in die manier hoe jy optree. Ons het gister stilgestaan by Lukas 6, kom ons blaai net weer soontoe. Waar Jesus, soos ek gesê het, op die vlakte predikasie hou. Lukas 6, waar hy die volgende sê, wanneer hy praat met hierdie mense, waar hy vir hulle die volgende sê, hy sê, maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê, doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word, seën die mense deur wie julle vervloek word, bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander wang, en vir iemand wat jy die bokleed vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee aan iemand, en as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terugeis nie. Behandel ander mense soos julle self behandel wil word. Dis eintlik waar alles gaan. Behandel ander mense soos julle self behandel wil word. Trump weet nie, hy wou nie so behandel word, soos wat hy Zelensky behandel het daar nie, né? Behandel ander mense soos julle self behandel wil word. Julle kan nou maar die res loop lees daar, dis eintlik 'n ongelooflike stuk daar so, né? Net een ding gou so sê,
Sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande lief hê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle groot beloning wees. Julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir die ondankbares en slegtes. Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is. Vriende, dit moet julle self ontleed en 'n bietjie uitpak verder. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.